Goeiedag geliefde, ek is so bly jy is terug vir vandag se oordeenking. Of jy al die hele week saam met ons is of dalk vandag vir die heel eerste keer inskakel saam met ons, jy is so welkom. Ons het hierdie week gesien hoe Jesus saam met sy disippels in 'n storm beland. Gister het ons stilgestaan by die vraag, 'n kritiese vraag, iets waarmee soveel mense worstel, die vraag van gee u dan nie om nie? En dalk dra jy steeds daardie vraag in jou hart, die vraag wat ons baie keer vir die Here vra in my omstandighede, in my storm, gee u nie om nie. Maar vandag sien ons wat gebeur wanneer Jesus sy stem laat hoor. So die disippels was hulle saam met Jesus, Markus 4, op hierdie bootjie. Hulle is besig om oor die see van Galilea te gaan en die disippels vind hulle self saam met Jesus in hierdie storm. Hulle is paniekbevange, die golwe was hoog. Hulle het geglo hulle gaan vergaan. Dus hulle kom tot hulle einde toe. En toe staan Jesus op. Hy kyk na die chaos rondom hom en met 'n paar woorde bring hy vrede. Dis Markus 4 vers 39 waar Jesus sê, bedaar, wees stil. En dan gebeur dit. Die wind gaan lê, die golwe vlug, stilte, vrede, rus. Stel jou dit vir 'n oomblik voor. En net 'n oomblik gelede was hulle vasgevang in daardie storm en nou absolute stilte, absolute kalmte. Dit kan maar in jou lewe wees. Ons kan vir 'n oomblik wees in hierdie chaos, in hierdie absolute storm in ons lewens en dan staan Jesus op en hy praat. En dan is daar absolute kalmte en stilte. Jesus het nie gejaag of geskree nie. Hy het net gepraat. En wanneer hy praat, dan luister alles. Sy stem met krag oor die natuur, oor storms, oor emosies, oor vrees en ja, selfs oor die storms in jou siel. Dalk is jy nie in 'n boot nie, maar dalk voel jou hart asof dit in een is. Dalk voel jou hart vandag oorlaai, oorweldig, dit voel stikkend, jy het seer, jy het pyn, jy het angs, jy het as allerlei dinge. En Jesus sê vandag vir jou en vir my, bedaar, wees stil. Dis nie net 'n opdrag aan die wind nie, dis 'n uitnodiging geliefde aan jou hart. Dis iets wat my in jou geloof skuif. Jy hoef nie jou lewe selfs stil te kry nie. Jy hoef nie die werk te doen. Jy hoef nie alles onder beheer te hê nie. Dis eintlik wat ek wil sê, jy hoef net vir Jesus toe te laat om te praat in jou lewe. Stiltes wat hy bring is nie leeg nie. Dis gevul met vrede, dis gevul met hoop en dis gevul met die kosbaarste ding en dit is sy teenwoordigheid. Hy het dit gedoen toe en ek kan dit vandag nog steeds weer doen. So, ek wil jou uitdaag, maak saam met my hierdie verklaring. Sê dit, Jesus, u stem bring vrede in my storm. Ek kies om te luister en te rus in u teenwoordigheid. Geliefde, wanneer Jesus praat, verander dinge. Dit verander alles in ons lewens. Môre kyk ons na iets baie belangrik. Nie dat hy net storm stil maak nie, maar wat hy vra na die storm. En dis die vraag wat jy dalk ook nodig het om te hoor. So ek wil jou uitdaag, skakel in met ons môre, moet dit nie mis nie. En tot dan mag jy vandag 'n moment van stilte beleef. Nie omdat die wêreld kalm is nie, maar omdat die teenwoordigheid van die Here en sy stem in jou lewe praat. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie dat u nog steeds met ons praat. Dis 'n belofte dat u dan die storms in ons lewens kan stilmaak deur net te praat. En mag ons as gelowiges vandag stil genoeg staan en erken, ons kwesbaarheid, ons feilbaarheid, die oomblikke wat ons paniekerig is en dan weet dat u is die een, deur geloof kan ons verklaar en weet, u is die een wat kan enigiets stil maak in ons lewens. En daarom, Here, u nooi ons harte uit om 'n geloofsposisie in te neem in u teenwoordigheid. Dit is ons gebed in die mooi naam van Jesus. Amen. En amen. Geliefdes, so baie dankie dat julle inskakel saam met ons. Dankie dat julle hierdie oordeenkings deel met ander mense. Gaan in vrede. Totsiens.